Dit is tyd vir volgens grondbesprekings en Sharonike Nel sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Sharonike. Môre julle. Ons begin volgende met die groot nuus. Gister het almal gehoor natuurlik Nathi Ntetwa se afsterwe. Wat is die nuutste? Ek dink daar's soveel gerugte op hierdie stadium wat rondgaan. Dit was 'n redelike skok want dit was omtrent so 2:30 ons tyd gister. Toe die eerste gerugte deurkom wat sê na bewering, dis mos nou maar die tagline vir die media omdat ons nie seker was nie. Op daai stadium was die Franse owerhede al besig om die saak te ondersoek. So as jy nou heeltemal onder 'n klip gebly het die laaste 24 uur, ons voormalige minister van polisie sowel as voormalige minister van sport, kuns en kultuur en toe nou tot en met nou onlangs die ambassadeur in Frankryk gewees. So hy was na bewering sedert maandagmiddag al vermis gewees. Sy vrou het vir hom 'n boodskap gestuur en dis die laaste keer wat sy van hom gehoor het, maar blykbaar het hy vir haar 'n boodskap gestuur wat daarop gedui het dat hy dit oorweeg om sy eie lewe te neem. En die laaste keer wat sy selfoon geping het, wat hulle hom opgetel het, was so 8 kilos naby die ambassade in Parys gewees. So hulle het toe nou later ongelukkig sy lyk toe nou by die hotel gekry. Hulle het in 'n hotelkamer gebly op die 22ste vloer. Die nuutste wat gisterand deurgekom het. Hy en sy vrou. Hy en sy vrou, ja. Ja, so die nuutste wat gisterand op Netwerk 24 deurgekom het, was dat dit lyk asof die venster van die hotelkamer met 'n skêr oopgedwing is. So op hierdie stadium lyk dit, en dit is ook wat die Franse owerhede ondersoek, asof Ntetwa gespring het van die 22ste vloer af. Was sy vrou nie in die hotelkamer gewees? Nee, sy was nie. Daar was 'n skemerkelkie geleentheid wat hy veronderstel was om by te woon en sy het hom net nie weer gesien na maandag aand nie en sy kon hom nie in die hande kry nie en sy het hom as vermis aangemeld. So dit is 'n verskriklike vreemde situasie. Was sy nie by die huis nie? Want ek vermoed, soos wat ek nou kan aflei, is dat omdat hy toe reeds na bewering maandag die venster oopgemaak het, dat sy hom nie kon kry nie. So sy was nie in die hotelkamer en sy het dit nie gesien nie. Want toe het hy op daai stadium dan nou al gespring. So dit is hartseer en ek dink hy het nou nie noodwendig die kleurrykste reputasie oor die jare nie, maar dit is iemand wat sy lewe verloor het. Ek dink ongelukkig hy was die minister van polisie gewees toe Marikana gebeur het. Hy was die minister van sport, kuns en kultuur toe nou onder minister of hy was onder president Ramaphosa, was hy daai minister is net na die twee departemente geïntegreer het. Ek dink ons sal hom ook baie sterk onthou vir die groot duur lang paal fiasco. Maar op die einde van die dag, rus en vrede Nathi Ntetwa, dit is iemand wat sy lewe verloor het. Ja, ek stem saam, dit is baie erg dat iemand sy lewe verloor het. Ek my medelee aan sy familie en vriende. Ek dink dit is belangrik ook om te noem, hier is iemand wat genoem is in die Zondo-kommissie, hy is genoem in die Mokgoro-kommissie. Ja. Hy is iemand wat baie geld gekry het. Hy het die ondersoek na Richard Mdluli gestaak. En hierdie ding is nodig om genoem te word. Hy is nou ook genoem In die in die Madlanga-kommissie. So dit is nie iemand wat ek met alle eerlikheid kan gaan in professionele opset Vlekkeloos nie? vlekkeloos is nie. Ek moet En met jou daar's baie saamstem. antwoorde wat ek ongelukkig steeds gaan hê. Seker. Vra wat ek gaan hê met sy afsterwe, maar dit is nooit lekker om te hoor as iemand sy lewe Nee, ek stem verloor 100% met jou saam. Ek dink die boodskappe en die medelee wat instroom, weer eens op 'n menslike vlak natuurlik is. Dit is 'n Suid-Afrikaner wat sy lewe verloor het, maar ons kan nie miskyk wat sy rol was in, soos ek genoem het, dinge soos Marikana gewees nie. So ek weet hulle noem byvoorbeeld nou hy was in die 2010 sokker wêreldbeker beplanningsveldtog gewees. Hy was op daai komitee, maar verlede week is hy in die Madlanga kommissie genoem. Ja, true. Ek weet ook nie of daai komitee vir die 2010 wêreldbeker positiewe ding is. Maar okay, goed, dis nou maar net my opinie, ek is subjektief, ek vra om verskoning. Die lekkerste nuus wat ek in 'n lang tyd gehoor het, is dat 'n mens aandeelhouers van Eskom kan dividende verwag. Nou kyk, as ek dink die mense wat Eskom se geld belê het en Eskom sal die staat wees, dit sal my en jou belasting wees. So ek is so bly want Eskom sê hulle maak 'n wins, so ons as beleggers in Eskom gaan geld hier terugkry seker. Ek het vir jou baie slegte nuus, Peer, maar Wat? ek gaan dit vir jou probeer net bietjie sagter maak. So as daar 'n kyker is wat se kind nou 8 is, toe jou kind gebore is, was die laaste keer wat Eskom wins gemaak het en nou weer. So geluk met jou kind se 8ste verjaarsdag, Eskom het 'n wins gemaak. Maar nou moet jy alles in ag neem. Daar's 'n vreeslike trompet geskaal en 'n gejuig en 'n geparadeer oor die wins en ja, ons is bly daaroor.
daar is 'n onmenslike hoeveelheid geld verloor as gevolg van beerdkrag. Ek moet aflees, want in my lewe het ek nooit gedink ek gaan hierdie hoeveelheid geld sê nie. So daar was 'n verslag van die WNR wat Maart uitgekom het. Die Suid-Afrikaanse ekonomie het in 2023 tot 2,8 duisend miljard rand weens beerdkrag verloor. Verlede jaar, lekker, het daarom toe nou gedaal na slegs 481 miljoen toe. So ons is onder die miljard. Probleem is, daar's nog steeds aspekte van Eskom wat baie kommerwekkend is. Munisipale skuld. Daar gaan nie 'n dag verby wat ons nie lees oor 'n munisipaliteit wat vir Eskom geld skuld. Ja. Dit het astronomies gestyg in die laaste paar jaar. So dis 'n probleem nog steeds. En alhoewel hulle nou wins gemaak het, weer eens baie geluk Eskom. Ons is hier vir julle, ons prys saam met julle lekker. Waar's my kickback? Maar dit is ook 'n probleem in terme van die feit dat hulle nog steeds 'n gekwalifiseerde audit het. Wat altyd vir my baie de mekaar klink, want ek voel as mens 'n gekwalifiseerde audit kry, dan klink dit goed. Dan het ek mos nou my graad gekry en my diploma en my papiertjie. Nee, dis nie die geval nie. Gekwalifiseerd is sleg. So daar is nog steeds baie groot bedrog by Eskom, ons weet dit. Daar is baie erge vandalisme en mense steel geld nog steeds. So ek wil weet wat die wins sou gewees het en ek gaan nou die glas halfvol mens wees, want ons moes deur beerdkrag sit. En vra, wat sou die wins gewees het as dit nie vir al daai aspekte was nie? Ek wil weet, hoe het jy die monopolie en jy maak nou eers wins? Maar dit Hoe is het jy die monopolie en jy vat jou 8 jaar om wins te maak? Dis 'n goeie vraag. Ek het nooit daaraan gedink nie. Ag, ek kan want selfs voor elke Jan Rapp en sy maat vir hom 'n sonpaneel opgesit het. Sjoe, ja, dit is goed. Okay. Ek gaan nie verder met Dis 'n baie goeie vraag. Ja, maar wie jy? Steve vir Jennifer, sy gaan uitvind waar jou dividende. Dan, meneer Gayton McKenzie. Jou minister. Hy is nog baie nie. Die minister wat baie goed is vir sport, nie so baie vir sport. Ag, vir sport, nie vir kuns en kultuur nie. Dit gaan ek eerlik sê. Ek wil graag die weet wat feeste doen hy wag vir kuns en nog kultuur. steeds. Die feeste wag nog steeds vir geld, maar in elk geval, hy het ook nou gedreig om nie meer deel van die regering van nasionale eenheid te wees nie. En ons weet nie nou wat daar aangaan nie, maar hy was ook nie by die Likgotla gewees nie. So hierdie is vir my net weer, ek wil weet of al ons kabinetslede op dieselfde WhatsApp groep is. Want hulle weet nie wat die ander een doen nie. So en ek moet sê hy is nog steeds ons minister, al het hy gedreig, want sy spertyd vir homself was gister, wat hy gesê het hy gaan heel moontlik as minister bedank. Maar nie skoot afgetrek nie. Nee, maar nou weet ek ook nie die tydverskil tussen ons en Spanje nie, want dis waar hy tans op 'n amptbesoek is. En dit so daai WhatsApp het dalk nog nie deurgekom nie. So hy was toe nou nie by die kabinetsligotla in Pretoria gewees gister nie. Daar was so ou bordjie soos wat jy nou daar kan sien wat net wys hy moes hier gesit het. Nou sê die minister in die presidentskap Kombutso Ntshavheni, ag hy was seker maar besig met ander regeringsaktiwiteite en verpligtinge. Hy is in Spanje op 'n amptbesoek. Hoe weet die minister in die presidentskap nie waar die minister van sport, kuns en kultuur is nie? Want nou is dit ook 'n de mekaar spul, want die Patriotic Alliance wat nou lekker gedreig het om onttrek uit die RNE, hulle gaan onttrek uit elke koalisie uit. Kyk, hulle los WhatsApp groeps nou links en regs. Behalwe die een wat ons vermoed hy nie op is nie en dis die kabinetseen. So interessant ook, ons weet daar was 'n polemiek gewees rondom Kenny Kunene. Ja. Wat toe nou verwyder is as die burgemeesterskomitee lid vir vervoer in Johannesburg en dit was toe nou die vereiste dat hy weer ingesweer moet word, want hy is onskuldig bevind van al sy dramatiese kriminele maatjies Deur 'n regsfirma. deur 'n regsfirma. Nie volgens sag nie. Nee, kyk daar, jy kies ook daar wie jou vervolging doen en jou vervolging nie doen dan eerder nie. Kenny Kunene het gister 'n afspraak gehad met die ANC se bestuur in Gauteng. Hulle is nou weer dik. Kyk, Kenny Kunene is die langvinger, hoor, hulle is so. Want die president het ingetree en hy is weer ingespeer toe. Ja, en maar Kenny Kunene hou dit ook nie terug wat sy gevoel Jens Dara Morero is, die burgemeester van Johannesburg nie. Hy het ook gister gesê dat hy's nou weer ingespeer, almal is nou weer vriende, kumbaya tussen die PA en die ANC, maar Dara Morero is vir hom 'n probleem, want Dara Morero is nie 'n leier nie. Eerste keer in my ganse lewe wat ek saam met Kenny Kunene stem. Die hele munisipaliteit in Johannesburg is my 'n probleem. Ja. So ek gaan nou nie eers begin uitsonder met een persoon nie. Nee, Wat doen kom- julle werk? Nee, kom, weet jy wat, kom ons skeer almal onder dieselfde Ja. kam. Ons gaan niemand uitsonder. Ons trek niemand voor nie. Almal op hierdie stadium moet vir my 'n F kry. Ja. Dan ek nou amper daai
letter gebruik nou weer. Mense het praat oor die tweepotstelsel. Kyk, die tweepotstelsel is ingebring, baie mense het heerlik aan skuld afbetaal, wat wonderlik is, hulle kon slaap in die aande, dit het 'n langdurige effek op jou pensioen op jou einde, want mense het ingedelf in die tweepotstelsel. Dit het nou weer gebeur. Daar is 'n tweede keer. Dit lyk asof mense wat die eerste keer geld onttrek het, 'n baie groot moontlikheid staan om weer 'n tweede keer geld te onttrek uit die pensioenfonds uit. So volgens Marla Media, hierdie was nogal vir my 'n angswekkende statistiek geweest. Ons weet September verlede jaar, toe staan almal in rye om nou net bietjie 'n handjie in daai heuningpot te steek. My pensioen bietjie te verminder, ja. Ek weet, ek is een van daai mense, ek dink nie langtermyn nie, ek is baie jammer, ek is nie finansiëel ingestel nie, so ek wil nou ietsie afbetaal en nou ietsie ekstra koop. So ek het dit daarom nie gedoen nie, vir in geval my makelaar kyk vanoggend. So wat die statistiek is dat pensioenfondsadministrateurs sê 70% van die mense wat in September verlede jaar die eerste onttrekking gemaak het weer in Maart op 'n nuwe belastingjaar onttrek. Dis eintlik regtig skrikwekkend, want dit beteken mense het geld nodig om te oorleef. Die hoeveelheid mense wat hierdie tweepotstelsel gebruik het, is ook regtig, my mond hang ook as ek hierdie statistiek sien. Ook interessant wel is byvoorbeeld Alexander Forbes sê, hulle het 1,1 miljoen aktiewe lede. Van hulle, byna dis so net oor die helfte, 750,000 van hulle lede het onttrek. Wow. Uit hulle tweepotstelsel. Meer as die helfte van hulle meer as die pensioen. helfte van Alexander Forbes se lede wat onttrek het. My magtig. Discovery sê 90% van hulle fondslede wat in aanmerking gekom het, onthou nie almal kom in aanmerking, Merk daarvoor nie. het geld onttrek. 13,000 was die gemiddeld geweest vir die eerste onttrekking. Dit het nou gesak tot 4,500 toe. Wat sin maak, want jy moes nou weer al daai pensioen opbou, want dit was marginale belasting wat jy op daai stadium met die eerste onttrekking daaroor betaal het, want jy kan dit 1 keer per jaar doen. Ja. Enigste halwe ligpunt in terme van hierdie storie, Silverrandjie Pierre het dit ook nou genoem, dat mense gebruik het om skuld af te betaal. So die navorsing het ook gewys dat die meeste mense het dit gebruik om selfs goed so skoolgeld te betaal, om skuld af te betaal, korttermyn lenings, so Lewenskoste. lewenskoste. Nie luksede nie. Nee, noodsaaklikhede. Dis hartseer vir my om te weet Dit is hoe sad. mense sukkel op hierdie stadium. Absoluut. Ja. En dan het jy daai artikel in dieselfde tyd kyk ons na mediese fondse en die stygings in pryse en mens kan net nie verstaan. Ek sal Bo graag inflasie. ek sal graag met iemand van 'n mediese fonds wil gesels om te hoor hoekom en hoe. Hierdie laat my werklik in my binneste huil, Jennifer, want weer gaan daar bietjie pyn op jou beursie wees as jy lid is van 'n mediese fonds wat nie baie mense eintlik meer kan bekostig nie. Dit is Ja. peperduur, kom ons wees eerlik, maar dit is vir my is dit nie 'n luksheid nie. Noodsaaklikheid. Dit is 'n Dit is noodsaaklikheid. peperduur totdat jy met 'n ernstige siekte gediagnoseer word en Presies dit. dan is jy net so dankbaar jy het dit. En kom ons Ja. wees eerlik met mekaar, nie een van ons wil eintlik op hierdie stadium in openbare gesondheidsorg Nee. instansies opeindig nie. So ons weet dat inflasie het so gehuiwer rondom 4% die laaste paar maande, maar weer eens is nie die eerste keer nie wat mediese fondse hulle premies gaan laat styg met bo die inflasiekoers. Byvoorbeeld, Bonitas styg met tussen 6,9 en 11,3%. So dit hang af op watter plan jy is wat dan jou verhoging gaan bepaal. 'n Redelike klein mediese skema CompCare, hulle is 9,4 gemiddeld. MedShield gemiddelde styging 7,5, Bestped op hierdie stadium die laagste gemiddelde styging van 6,8 wat nog in elk geval vir my redelik gaan laat voel aan jou sak. Discovery 6, of 7,2 eerder, dis die gemiddeld, enigiets tussen 6,9 en 7,9. So die marge byvoorbeeld van hulle tussen die hoogste en die laagste is bietjie kleiner, maar wat hulle ook gedoen het, en dit is ook die tweede jaar in 'n ry wat hulle hierdie doen, spesifiek Discovery wat een van die grootste fondse in die land is. Hulle gaan hulle verbruikers die eerste 3 maande bietjie grasie gee. Hulle het genoeg opgebou sodat hulle nie Januarie se premies al op verhoging kan wees nie. So Discovery-lede begin eers in April. So dit is wat voorgestel word, maar hierdie verhogings moet nou ook eers goedgekeur word deur die Raad op Mediese Skemas. Ja, ek sal graag wil hoor wat die Raad op Mediese Skemas sê, want dit is regtig buitensporig en soos Dit sê, is. jy weet daar's soveel mense in die land wat ook klaar nie 'n mediese fonds het nie. So ek dink ook mense moet in dieselfde tyd aanspreek die publieke mediese sorg en waar dit is standaard in ons hospitale en ek dink dis hoekom goeie soos die Tembisa skandaal so erg is want ons weet so baie mense maak staat En dis belastinggeld. En dis belastinggeld. Mense wil hê daai goeders moet werk, daai strukture moet werk. Presies dit, want nou sit jy in 'n situasie waar soos wat ons nou sê,
as jy enigstens ons weet daar's soveel mense wat onder die broodlyn lewe en dit nie Ja. kan bekostig nie, maar sou jy in 'n situasie wees waar jy dit min of meer ongeveer moontlik kan bekostig, nou staan jy half met jou rug teen die muur voor 'n vuurpeloton, want wat doen jy? Jy kan nie jou mediese fonds kanselleer nie, so jy moet nou maar ander plekke sny Ja. om hierdie verhogings dan nou te kan bekostig. Dan moet ons vinnig kyk na die feit dat die Taliban internet heeltemal afgesny het in Afghanistan. Nie heeltemal nie. Daar's nog die 5G is af, die 4G is af, die 3G is af. Daar's 2G, tweede generasie senders nog oop en alle fiber optiese Kabels is gesny. is af. Elke keer as ek iets lees oor 'n nuwe verwikkeling in Afghanistan, dan raak ek yskoud in my binneste. Want ons weet 2021 het die Taliban beheer van Afghanistan oorgeneem. Nou, soos ek sê, het hulle die internet, hulle noem dit 'n total blackout. So wat die Taliban sê, dit is vir morele redes, want iets soos byvoorbeeld aanlyn pornografie is vir hulle 'n baie groot morele gevaar. So wat doen ons? Ons sny die internet af. So hulle neem die versoeking weg, sê hulle. Mense soos Al Jazeera byvoorbeeld, kry nie hulle joernaliste in Kabul in die hande nie. WhatsApp werk nie, want hy gaan nie op 2G werk daar nie, want nou die probleem is ander telefoonlyne wat ook buite werking is omdat dit op dieselfde kabels as die fiber As die optic optiese kabels. gewerk het. Nou sit jy ook met 'n situasie waar mense kan nie e-posse stuur nie, daar's mense wat van die huis af werk. Mense kry nie hulle families in die hande nie. Dit is totaal en alle chaos. En interessant, Vlugte is laat, vlugte vertraag. is laat. Byvoorbeeld daar's ek dink 6 of 7 vlugte Internasionale besprekingsstelsels werk nie. wat nie werk nie. En ek sit regtig ook hier met ek is verbuister met die donker tye wat in Afghanistan aangaan. Wat interessant is ook in terme van dit is die vroue byvoorbeeld weet ons, dis so erg, 'n vrou se stem mag nie buite haar huis gehoor word onder Jy mag nie Taliban praat regering. in die straat nie. Mag nie praat in die straat nie. Alle sport is gestop, hulle mag nie skool toe gaan nie, geen tersiêre, jy moenie eers te praat van tersiêre onderrig nie. So baie van hierdie vrouens het basies skelm van die huis af aanlyn geleer. Wat doen hierdie? Hulle het glad nie Neem dit meer weg. daai nie. En ook net so kantnota oor dan Afghanistan as mense nou regtig 'n ligpuntjie wil soek. 2021 het hulle ook dan nou die vroue cricketspan heeltemal ontbind, mag nie deelneem daaraan nie. En hierdie mense is met hulle lewens is bedreig. Ja. Daar het Taliban soldate aan deure geklop en gesê, hoorie, waar is die cricket girl? Ja. Dit was hulle woorde. En wat toe nou gebeur het is hierdie ongelooflike groep vrouens in 2021 het iemand uitgereik na Mel Jones wat 'n cricketkommentator in Australië is en sy het hulle gehelp om deur Pakistan via Doha in Australië te gaan bly. Vir 2 tot 3 jaar het hulle onder die radar in Australië gebly, gespeel vir Australiese cricketklubs. Januarie vanjaar het hulle as die Afghaanse 15-tal gespeel teen 'n Australiese span. En wat net ook vir my baie warm onder die kraag maak, want ons sit hier terwyl die vroue wêreldbeker nou aan die Ja. gang is in Engeland. Hierdie vrouens is wel in Engeland. Hulle kyk die wêreldbeker wat regtig nogal baie mooi gebaar is, want die internasionale cricketraad het nou bietjie backpedal in terme van dit, want jy mag nie 'n vol lid van die internasionale cricketraad wees as jy nie 'n vrouespan het nie. En ons het gesit met die wat ons genoem het regtig 'n as poestertjie storie van die manspan wat semifinaal gespeel het in die mans wêreldbeker. Maar in April vanjaar het die internasionale cricketraad ook gesê hulle gaan nou probeer om werklike komitee bymekaar te sit om hierdie Afghanistanse vroue te help. Hulle doen dit saam met Engeland, Australië en Indië. Ja. So al is dit donker daar in die land self, is daar darm 'n ligpuntjie van mense wat nog steeds trots is op hulle land, Ja. wat 'n verskil wil maak. Sharnika, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie julle. Dit is Sharnika Nel, bly net daar wees. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.